voel nie welkom hier vanmôre. Jy nou. Amen. 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 Kom ons staan, kom ons open net met gebed. Dan gaan ons Steven vra om vorentoe te kom, om ons die koortjies te lei vandag. En ons vra heel eerste asseblief Vader, stuur die Heilige Gees om ons harte te kom. Wees welkom, die Heilige Gees in ons binne. Amen. Die Rabba Salabamanda. Here al die lof, al die eer kom u toe. Ons as nietige mens, roep op vanmorgen na die altaar van God. En ons vra Here, kom vul ons bekers vir onbekendes 2026. Here, dat ons ou laste sal afval. En dat hy vir ons nieuwe bekers vol, evangelie, krag, liefde en oorwinning saad sal gee. Here, dat ons mekaar sal bedien met die liefde wat U ons gee. In Jesus naam bid ek vanmorgen, dat elkeen sal welkom voel in die huis van die Here. Dat die woord wat uitgaan vanmorgen geseënde lippe sal wees. En dat die woorde geopen sal wees. Dat hulle die Heilige Gees werk, sal ervaar. En dat die plantjies sal groei in ons binneste. En Here, kom seën ons nou. In Jesus naam, amen en amen. As Jesus is die naam. Amen. Halleluja. Thank you, Lord. Oh
Gees. Halleluja. Hy is vanoggend hier om bande te breek. Vestings neer te werk. As jy vanoggend gebonde is, as jy vanoggend in omstandighede sit, as jy vanoggend voel, Here, dis alles tot niet. Liewer ek loop kop onderste bo, dan nooi ek jou vanoggend. Die Gees van die Here sê, kom vorentoe. Laat die Gees van God, let the anointing this morning touch you. Laat die salwe vanoggend, die ene van jou knapel, broertjie, sistertjie, moenie sit en wag nie. Moenie sê maar of oormôre nie. Dit is al te laat vanoggend. En hierdie oomblik roep die Here jou, nie 'n oomblik later nie. Gebruik hierdie oomblik vanoggend tot eer van sy naam, sodat hy alleen vereer kan word in ons bidde. Halleluja. Halleluja, Here, ons sê dankie. Here, ons kom prys U vanoggend. Dankie, Jesus. Halleluja. Here, halleluja. Dankie, Baba, Jesus. Ai, da banda, word die woord van die Here verhoor, my kinders. Ek het julle ver gaan haal. Ek het julle uit 25 gaan haal. En ek het julle net gesoek. Sal die Here van my op julle ruste. Dat julle laste in 25 agterbly. Dat die vrede van sy verhoor, wat ek van julle gee, dat julle dit sal ontvang met 'n blye gees. Dat waar jou tong, soos ek reeds jou gewaarsku het, bewaar jou tong, bewaar jou lyf, bewaar jou afwins. Ek kry nie vrese van my en jou, en dit sal voorspoedig met jou gaan, as jy aan my voete bly. Ek sê weer vir jou vanmôre, word niks, sodat my gees in jou iets kan word. Kyk na die slegte goed, en bespreek dit ja, en dan sien jy self, dat die slegte goed nie so goed is nie. Want kyk na my vrede na, en jaag dit na, met ywer. Moet die een in die afwins bied, en nooit gee nie, maar dat my vrede op julle rus. Hierdie musieke wat gesteel is, sê ek vanmôre vir julle, my kinders, ek gaan vir julle vele meer teruggee. Vele meer, en leer 'n les daarby. Dat dit wat oud is ou dinge. Begin die nuwe dinge van hierdie dag af. Ek het vir julle groot dinge inspoor. Ek het vir julle 'n jong paar gegee. Moenie nou staan en dink, hulle is onbevoeg nie. My gees is geensins onbevoeg. My gees is 'n naweer bevoeg. En hulle is instrumente in my hand spreek die Here vanmôre. Ondersteun hulle met julle gebede. Neem hulle toe in julle hande. Vang hulle toe en vang hulle met oop arms. Want hulle is my kinders. Hulle was hulle bende. Hierdie kerkraad moet by mekaar kom en saampunt en hulle ondersteun. Want daar is groot vernuy en afguns op hierdie gemeente. Ek waarsku julle vanmôre, die Here van die Heerskare. Bly op julle knieë, by jou huis, in die kar waar jy ry, waar jy beweeg. Bly onder die bloed. Dit gaan 'n vinnige seisoen fees wees. 'n gevaarlike seisoen. Maar as jy by my bly, is jy onder die beskermende hand. Jy wat nog twyfel, is jy twyfel hier. Van hy positiewe gees, en begin om te bou. Sê die Here van die Heerskare. Liewe ons sê vir dankie dat U vanoggend die instrument gebruik het om te spreek. Here, soos wat U dit wil afgee vanoggend. Here, nie deur lippe van klein nie, maar deur U. Here, wil ons vanoggend vir U dankie sê vir hierdie geleentheid. Here, dankie dat U ons nog goed genoeg ag dat U met ons spreek. Here, dat U in ons midde is. Here, dat U ons nie een oomblik alleen laat nie. Ons sê vanoggend aan U dankie daarvoor. Ons loof en ons eer en ons prys die heilige naam vanoggend, Here. Amen en amen.
Duidelik. Is dit hard genoeg? Amen. Dit hard genoeg. En nou dink ek spreek hulle volgens. Die Here is goed. Amen. Saamheid. Amen. Daar is nie 'n beter plek vanoggend om te wees as in die huis van die Here nie. Amen. Waar anders sal ons onsself wil bevind? Julle, hierdie is die tweede diens van 2026. En wat my opgewonde maak, is dat ons in 2026 is. Ons is in die nuwe jaar. Amen. Iets niets het aangebreek. Amen. Ons het iets niets om voor opgewonde te wees. En julle nog nie opgewonde nie. Ek wonder of jy te veel skoolkinders vanoggend in ons midde is. Gewoonlik hulle wat nie na uitsien na hierdie jaar nie, want ons is nog bietjie skool. Wie het laas jaar matriek geskryf? Niemand nie, behalwe onsself. En nog een, hoe was dit? Lekker. Hoe voel dit? Jy gaan nie weer terug skool toe nie. Jy's klaar. Lekker nee. Nou begin die groot mens lewe. Nog lekkerder. Nie makliker nie, maar lekkerder. Die Here bly goed. Hy bly getrou. Dit is so lekker vanoggend om hier te wees. Wie vanoggend het 'n demokraatoggend gehad? Sekere enkeles. Volgens in ons huis is dit amper de mekaar gewees. Nie heeltemal nie, net amper. Maar ek geniet dit as dit so alles so, want dan weet ek die Here wil ietsie kom doen. As die storm slaan en ons nie weet watter kant om altyd te kyk en dan weet ek die Here wil iets besonders doen. En dit is so lekker om in sy teenwoordigheid vanoggend te wees. Ek wil vanoggend vir julle 'n gedeelte deel in Johannes 4. Die opskrif hier is die Samaritaanse vrou. In vers 1, toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes weer Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria, of Samaria, wat Sigaar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Nou ja, ek wil eers vanoggend weer 'n bietjie gou daar stil staan. Jy sien, Jesus, net soos ons, was 'n mens. En hy was in vervolging gewees, in verdrukking, omstandighede. En dit was nie buite sy deur nie, hy kon dit beheer het. Maar op 'n stadium het die vlees begin swak word en hy besluit hy loop na die fontein toe. En hy gaan sit by hierdie fontein. En terwyl hy by hierdie fontein sit nou, ek weet nie van julle nie, maar baie keer dan as ons honger raak en dors raak, dan moet ons iets kry om aan te vul, nee. As ons nie eet of drink nie, dan verloor ons so 'n bietjie van ons kragte. Wie het al vir langer as 'n dag gevas? Ek moet vra so. So 2 dae, 3 dae. En hier by die 3de dag, dan begin jy te voel, my krag is besig om minder te raak. Ek voel ek raak 'n bietjie swakker. Nou ons kan noodwendig nie sê Jesus het gevas in hierdie tyd nie, maar hy het 'n lang en gestap en hy het dors geword. Nou, ek weet nie, ek het nou al gekyk, ek het eers 'n parkrun hier iewerste in die dorp. En volgens. Nou, wie's langafstand atleet? Ek moet vra so. Ek weet daar is ons al langafstand gedoen en as ek nie verkeerd is nie, ek doen my jou naam nou so op my meisiekind. Maar jy's nou die enigste wat ek so vinnig op my kop kan dink. Ek's 'n kort afstand atleet. Ek sou dit gemaak. En nou ben ja, ek eers is die alkryp by weg. Maar 'n langafstand atleet, na seker hoeveelheid kilometers raak hulle moeg en hulle raak dors. Kele raak droog. Raak toegetrek. Wat help dan? Net water, net water. Nou Jesus word dors. En hy het nie eintlik hierdie water nodig nie, want hy's Jesus. Maar daar's 'n doel en daar's 'n rede hoekom hy by hierdie fontein gaan sit het. In vers 7 hy sê dit daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee my water om te drink. Nou dink ek gou volgende aan en hierdie is nie 'n teologiese ding wat ek vanoggend vir jou gaan sê nie, so dis nie iets om slim te wees nie. Maar as Jesus kon hy iets gesoek het om self water te skep.
Is dit nie? Niemand het 'n teologiese uitleg vir dit nodig, dit is logika. As jy dors is, dan maak jy plan om water te drink. Ons hardloop na 'n kraan toe. Ons draai die kraan oop. Here, ek is dors. Dis moeg. Ek moet 'n laagvullis in my keel kry. Ek moet afkoel. Ek moet rustig word. Ek moet so weer 'n bietjie my kragte herwin. Maar daar kom 'n vrou uit die dorp uitgestap. Samaritaanse vrou. Nou julle, Samaritane en Jode het nie gemeng nie. Dit is so goed soos ons, ek gaan nou maar voor Steven, ek weet, hy sal nie kwaad wees nie, Afrikaner teenoor Engels, maar ons het mekaar nie gelaai nie. Ek is baie lief vir Steven nou. En Wayne ook, is ook Engelsman. Maar jare terug, so ons mekaar nie verdra het nie. In die 1800s, laat 1800s, vroeg 1900s, ons wou ons mekaar doodgeskiet het. Want ons sou nie oor die grens wou beweeg het nie, want wat is 'n Engelsman en Afrikaner by mekaar? Ons hou nie van mekaar nie. Hoekom hou ons nie van mekaar nie? Want iemand het eendag ons vertel, ons moenie van mekaar hou nie. Ja, dis Is dit nie? so. Iemand kon vertel nonsens en hulle maak 'n twis. Die Engels, hulle maak 'n kwarrel. Ja. Wie het Romeo en Juliet op skool gedoen? Hulle sê dat Romeo en die ander ou het gekwarrel, hulle het beklei, nee, oor die meisiekind. En of daai twee families het ook 'n stryd met mekaar aangegaan en dis omdat hulle mekaar nie kon verdra het nie. Daar's altyd 'n twis. Altyd 'n twis. Hoekom ons nie by mekaar se harte kan uitkom nie? Kind van die Here, dit is baie keer ons wat hier sit met 'n doekie voor ons oor, want ek wil nie met my boetie of my sussie gesels nie, want daar's iets in my hart wat nie met hulle reg is nie. Daar's 'n gevoel in my hart dat ek nie met jou kan deel nie, want jy lyk nie en jy ryk nie soos ek weet ek het dit laas of 'n week of wat terug ook al gesê. Maar kind van die Here, ek dink ons besef altyd dat ons harte moet ons bewaar bo alles. Amen. Ons gedagtes moet ons bewaar bo alles. Weet jy hoe maklik is dit om 'n band op te tel, 'n geestesband? Weet jy hoe maklik is dit om 'n meelsteen om jou nek te hang vanoggend? Weet jy hoe maklik is dit vanoggend dat iemand kom, jou kom hang die jekkie oor jou nek en hulle bind jou vas. Dit is so maklik vanoggend vir ons om te sê, my boetie, my sussie, ek kan nie saam met jou loop nie. Of ek het iets oor jou te sê, want jy lyk nie soos ek nie, of jy dink nie soos ek nie, of jy praat nie soos ek nie. Kind van die Here, dink jy nie dit het tyd geword dat ons klaarmaak met die gebed? Sien, want Jesus sien hierdie vrou, en ek wil vir hierdie gedeelte lees, want jy moet hoor wat die Here vanoggend vir sy volk sê, nie wat Christus sê nie, maar wat God vir sy volk wil sê vanoggend. Hy sê, en Jesus het, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop, so Jesus het alleen daar gaan sit, en die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dan, dat u wat die Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir hom, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, geef my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Kind van die Here, baie keer, dan wil ons net ietsie ken. Ons loop met 'n oordeel in ons hart rond. En as ons maar net weet, as ons vanoggend net 'n bietjie verder kan gaan, as ons vanoggend net so 'n bietjie van hierdie juke wat op ons is kan ontslaa, kan ons van die lewende water kom drink. Want ek weet nie of jy weet nie, maar toe Jesus by daai fontein kom, het daai ewe skielik in my woorde gesê vanoggend, het daai lewendige fontein geword. Amen. Wie vanoggend het 'n dors in hulle hart? En ek praat nie van as jy regtig nou hier sit en jy dors na kraanwater of nog 'n bottel. Wie het 'n dors in hulle harte vanoggend? Amen. Want ek wil vir jou sê, in my siel het ek 'n dors. Amen. In my hart het ek 'n dors. En ek wil by 'n lewendige fontein uitkom waar daar water uitspruit. 'n Water wat onverklaarbaar, onophoubaar aanhou sal vloei. Weet julle dat die Gees van die Here is wonderbaarlik? En wanneer jy eers een keer van daai water gedrink het, sal jy nooit weer kan teruggaan na waar jy was nie. Amen. Ek weet nie van jou nie, kind van die Here, maar wanneer ons eers daai kroekie op die tong van die punt van jou tong gehad het, daai titseltjie. Ja. O,
En jy ervaar daai salwende krag. Halleluja. En jy ervaar daai heerlikheid. En jy ervaar hoe dit God jou kom red het. Dan kan jy in die ewigheid nie weer teruggaan van waar jy gekom het nie. Want dit is nie 'n mens wat dit vir jou gee nie. Dit is nie ek wat dit vanoggend vir jou kan bring nie, maar kind van die Here Jesus self kom sit so 'n bietjie by 'n put. Hy kom sit hier by jou vanoggend. En hy vra vir jou, my kind, wil jy nie vanoggend so 'n bietjie van my water kom drink nie? My kind, wil jy nie net besef dat ek vir jou lewende water kan gee nie? Jy kan vanoggend jou hart kom gee. Jesus kan vir jou 2 keer meer gee. Hy kan vir jou lewe en oorvloed daarvan gee. Kind van die Here, wil jy nie vanoggend net weer so 'n bietjie jou hart kom oopmaak? En sê, Here, wat kan ek vir u doen? Vers 11 sê, die vrou sê vir hom, Here, ek het nie eens 'n skepting nie. Here, ek is nie eens eintlik goed genoeg nie. Here, eintlik het ek niks om vir u te offer nie. Here, eintlik kan ek niks vir u aanbied nie, want ek het niks om vir u aan te bied nie. Here, eintlik sit ek hier leë hande. Jy sien wat toe hierdie Samaritaanse vrou uit Samaria uitkom, was sy leeg getap. Sy was emosioneel afgetap. Sy was onderdruk. Sy was nie gelukkig in haar lewe nie. Sy het nêrens anders mee heen gehad om te gaan in die skrif sê op 'n plek en sê dat sy uiteindelik helder oordag in die middel van die dag gaan water drink. Nou kind van die Here, ek weet nie van jou nie, maar as daar nie koue water is in die middel van die dag nie, dan is die water warm. Is dit dan smaaklik om water te drink? Dis glad nie lekker nie, hy dan 'n afsmaak, nee. Daar's so uit 'n snaakse tipe smaak, nie 'n slegte smaak nie, maar dit is nie lekker nie. Wie loop helder oordag in die middel van die dag wanneer die son op sy hart bak en gaan drink water uit 'n put, uit water wat kook? Niemand wil nie. Jy sien wat sy uiteindelik weggehardloop van omstandighede af. Sy het uiteindelik weggehardloop van dinge wat haar gepla het. Sy het uiteindelik 'n heenkome gaan soek. Sy het uiteindelik 'n plek gaan soek waar niemand haar kan pla nie. Sy het uiteindelik 'n plek gaan soek waar sy kan stil raak en eintlik net so 'n bietjie kan rustig wees. Maar jy sien, Jesus het 'n groter plan. Maar die oomblik wanneer jy dink, Here, ek hardloop weg van al my goedjies af. As jy dink vanoggend dat jy eintlik maar net op 'n plek is en jy's maar net toevallig daar, dan wil ek sê, jy maak weer eens 'n fout. Die stelling is toevallig. Toe val die lig. En Christus Jesus word openbaar. Jy sien, want dit is maklik vir ons om te sê, maar Here, wat gaan ek maak? Hoe gaan ek van daai water skep? Here, ek sit hier vanoggend, ek wil nie eintlik water skep nie. Ek is eintlik lus nie, ek is eintlik net hier moeg, moedeloos, afgetap, afgemat, moeg vir die wêreld, moeg vir omstandighede, moeg vir probleme. Ek sit met 'n sondelas op my hart. Here, wat moet ek met al hierdie goeders maak? En halleluja, weet jy wat gaan vind jy vanoggend? Jy kom by 'n lewendige fontein uit vanoggend. Ek weet nie van jou nie, maar ek weet nie hoe iemand vanoggend kan stil sit wanneer die Gees van God beweeg nie. Weet kind van die Here, dit is vir ons maklik om stil te sit en te wag dat iets gebeur. Dis maklik vir ons om te sê, ag, ek sal maar bietjie wag. Ek sal maar dit doen of ek sal dat doen, maar ek wil nie die of daai doen nie. Kind van die Here, dit dink julle nie tyd het opgeraak vir dit nie. Ek weet nie van julle nie. Ekskuus, ek het dit al voorheen gesê. Maar ek kan nie meer wag nie. Ek kan nie meer stil sit nie. Ek kan nie meer net toelaat dat iemand anders vir my water kom skep nie. Ek kan nie meer toelaat dat wanneer ek by hierdie wonderlike putte verbyloop en ek gaan sit daar, dat ek nie die put wil uitskep nie, want weet jy wat? Hierdie vrou het nie geweet wat sy daar gaan ontdek nie, omwille. Sy het sekerlik in 'n mate maar gedink ek sal maar hier kom sterf. Hoeveel keer loop ons maar nie net weg wanneer ons kwaad is en ongelukkig is. En ek wil niks met niemand te doen hê nie. Hoeveel keer gaan sit ons nie maar net onder 'n boom en dink, ag Here, ek staan met almal. Hoeveel keer kind van die Here gaan ons dit nog gaan doen. Hoor wat sê sy vir hom in vers 12, sy sê, eers nog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord aan sê, van elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, die fisiese water. Hy sê, maar elkeen wat drink van die water wat Jesus vir jou sal gee,
sal in ewigheid nooit weer dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Kind van die Here, dis wat die Here vanoggend vir jou wil kom doen. En hierdie dorstige siel van jou, hierdie put van jou wat bietjie leeg gehardloop het, hierdie put wat ons kom toegooi het met klippe en gesê, Here, ek weet nie meer om water uit te tap nie. Want hy wil ons moet dit losmaak. Ons moet weer kom leeg maak, sodat hy weer 'n fontein van lewende water in jou lewe kan bring. Hy wil vir jou eintlik hê dat jy vanoggend moet vol word. Nie vol van onsself nie, maar vol van hom. Jy sien, want wanneer ons vol word van Christus Jesus, weet jy wat gebeur, kind van die Here? Ek word leeg van myself. Dis nie eintlik iets wat ons moet bid. Lord, empty me of me. And fill me up with you. Jy sien, want baie keer, kind van die Here, word ons so van onsself. Ons vergeet. Want eintlik is daar 'n eindelose put waarvan ons water moet trek. Maar omdat ek baie keer in my eie vermoë wil staat maak, omdat ek baie keer my manier van dinge wil hê om te doen, omdat ek baie keer my eie ding het om te sê. Ons almal het ons gesê vandag, nee. Ons almal het 'n wil. Is dit nie? Kom nou, kind van die Here. Baie keer dan het iemand al vir jou gesê, doen die, dan sê ons nie, ek sal nie. Nee. Maar weet jy, toe hierdie vrou by Jesus opdaag en hy sê van, geef my water. Iets eers met hom probeer het 'n kabel. Nee, Here, maar ek het nie 'n skepter nie. Here, ek is nie goed genoeg nie. Here, ek gaan dit nie maak nie. Here, ek het nie wat jy nodig het nie. En miskien het die eie ek ook hier tevoorskyn gekom en gesê, maar Here, ek kan nie. Want eintlik het ek maar net nie kom sit. Wat ek probeer wegkan. Eintlik wil ek maar net so bietjie ontslaa raak van die dinge wat my vasbind. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry nie en hier hoef te kom skep nie. En net daar toe Jesus vir seker die lewendige water te besef sy, hy het meer as wat sy nodig het vanoggend. Kind van die Here het vir jou meer nodig as wat jy het vanoggend. As jy vanoggend voel, Here, ek is leeg getap. Ek is moeg. Ek is moeg. Die jaar het skaars begin. Maar ek is klaar moeg. Want jy sien, ek het nog hier kom my nek van 2025 en van 2024 en 2023. Ek sleep nog aan goeders wat my vasbind, want ek wil nie ontslaa raak van dit nie. Jy sien, kind van die Here, dis maklik om te sê, Here, ek wil voorgaan. Hoe wil jy vorentoe gaan as jou kop ons bo haal? Het jy al ooit, ekskuus, ek gaan dit nou so vra, het jy al ooit 'n dronk persoon sien hardloop? Kan hy reguit hardloop? Gaan hy vorentoe? Nee. Hoekom nie? Want hy sal belaat. Hy word ondertoe gedruk. Hy het iets wat hom vashou. Kind van die Here, wat hou jou vanoggend vas? Wat forceer jou vanoggend by die fontein te kom sit? En ek sê nie, moet nooit by die fontein kom sit nie. Maar jy sit vanoggend by 'n fontein in jou eie lewe. En jy's moeg en moedeloos. En jy's afgemat en uitgeput. En jy sit met 'n ding van die jare van tevore. Dink jy nie dit het tyd geword? Ag, en ek is jammer, ek bedien dit maar weer. Ek sê jammer dat ek dit bedien, maar ek is jammer dat dit weer uitkom vanoggend. Want dit het tyd geword. Tyd geword. Dat die kerk ontslaa raak van hierdie goedjies. Hoeveel sloot of hoeveel putte moes Jakob nie gegrou het, voordat hy, of eintlik Isak gegrou het, voordat Jakob hierdie put kom uitneem. Kind van die Here, hulle het gerid 'n kabel oor putte, voordat Jakob hierdie put gaan grou het. En toe by hierdie put uitkom, toe trek hulle water uit. Maar daar was eers 'n gestry om by hierdie put uit te kom. Kind van die Here, is dit maklik om by die Here uit te kom? Nee. Wel, dit is maklik om by my te kom, maar is dit maklik om by hom te bly? Nee. Was altyd 'n gestryd. Was 'n stryd in ons lewens. En hierdie vrou kom uit haar stryd uit.
En Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Jy sê keer van julle, baie keer kom ons ook by Jesus uit en hy sê vir jou, maar raak ontslaaf van jou sonde of bring dit hier, laat ek dit van jou wegvat. Dan sê Here, maar ek het nie meer hierdie sonde nie. Dan sê nee, maar wat van al die ander sondes wat ons het? Wat van al hierdie ander goedjies wat jy probeer wegsteek? Wat van al hierdie ander goedjies wat ons probeer weghou, want niemand mag ons weet wat ek doen nie. Is dit nie? Kind van die Here, baie keer daar by ons werk, dan raak ons kwaad. En kom ek gebruik dit nou vanoggend. Ek gaan dit as 'n voorbeeld sê. So moenie dat ek trap op jou tone nie. Maar dan raak jy kwaad vir jou baas. En dan laat jy maar 'n woordjie glip terwyl hy wegloop. Hierdie baas. Ek sal hom wys wie die baas. Nee. Ag kom nou, ons ander het nog gesê ek het gesê nou vir 'n baas gewerk het. Ek het baie keer kwaad vir hulle geraak. Dan voel ek jy hanteer my soos 'n hond. Sy dan wegstap en sê, gaan jy wys ek sal dit nie so doen nie. Nee, soos ons is. Dis net 'n voorbeeld, dis net 'n voorbeeld. Maar ons redeneer nog so. En dan dink ons nee, niemand gaan dit agterkom nie. Nee. Niemand sal weet. Ek stamp met toon teen 'n klip. Vloek in. Skerm. Niemand mag ons hoor. Ons is skermde. Steek dit weg. Ek trap nie op ons toon die vergewing is gesê gebruik dit as 'n voorbeeld. Daai snoepie wyntjies wat ons vat elke nou en dan. So skerp, maar ek doen dit in die huis. Pastores moet sê, die Here sien my moet sê raak met leerders in my vensters en my gordyne sien. Niemand sien my raak nie. Nee. Jy jok vir jouself. Ja, amen. So Here, waar. op meer sondes probeer weg te steek agter. Want wanneer jy by die punt van die fontein kom, dan word alles geopenbaar. Jy weet jy wat die Here vanoggend kom doen? Wanneer jy moet ontslae raak van daardie sondes. Die dingetjies wat ons weerhou om by die put van lewende water te kom skep. Hierdie dinge wat ons weerhou om sy krag en sy heerlikheid te kom ervaar. Ek weet nie van julle nie. Wag, dis lekker om volgende te preek. Almal is so stil. So stil. Lekker. Julle kan hier af my boodskap gestuur. Ek sal mooi op verskoning vra. Ek sal saam met jou bid as jy wil bly. Maar weet jy wat kind van die Here is? Ons kan nie meer taal nie. Ons kan nie meer speel nie. Ons kan nie meer gemaklik maar net terugsit en hoop al my goedjies gaan maar eendag maar net ewe skielik verdwyn nie. Weet jy wanneer raak hierdie goed weg? Weet jy wanneer raak hierdie goed weg? Wanneer jy van die lewende water begin drink. Wanneer jy by Christus Jesus uitkom, en hy jou water gee, en dit was jou skoon. Amen. En dit reinig jou. En dit vat al hierdie ou goedjies weg. Ja, En ons raak ontslaaf van hierdie goed. Dit van hier baie keer, weet jy hoe slinks werk die vyand? Hy kom en hy val ons aan in ons huwelike ook. Kijk, kom jy agter, dat baie keer wanneer jy op 'n geestelike, net so voordat jy by 'n deurbraak kom. Net so voordat jy by 'n deurbraak kom, dan is daar gestryery in die huis. En dan is dit mamma en pappa. En partykeer is dit onbeheerbaar. Nee, want ons is kwaad. Ons is opgewerk. En ons wil nou 'n ding uitsort. Maar weet jy wat kind van die Here, dis tyd dat ons 'n bietjie rustig raak. Ja, So 'n amen. bietjie stil raak. Amen. Dis so 'n bietjie agter ons kyk. En sê Jesus, ek wil van die water kom drink. Here, ek wil kom ontslae raak van hierdie goed. Here, ek wil klaarmaak met my ou dingetjies. Jy sien, want dit is maklik om besig te wees met ons eie ou goedjies. Ons stap diens vir diens in. Diens vir diens in. Ag, kan ek dit sê, vergewe my vanoggend. Wees kwaad vir my, maar vergewe my asseblief. En ons sê ons bely ons sondes daar by daai deur. Ons sê dit. Ja. Maar ek wil jou vanoggend gaan uitdaag. As jy sê jy bely dit daar, los jy dit buite by daai deur of bring jy dit weer saam met jou. Ja. Want ons stap baie keer met die goedjies wat ek al buite bely, dan ons stap ek en ons sit ek hier. Uit. En dan werk ek dit nog in my brein uit. Ek moes hierdie gesê. Ek moes dit gedoen het. Ek los dit nie daar buite nie. Kind van die Here. Wees kwaad vir my vanoggend, dis fyn.
Maar weet nie dat die Here soek 'n soewereine hart. Amen. Ons wil in 'n kerk instap wat perfek is. Ons wil die Here dien wat perfek is. Dis reg. Kom ons dien hom. Maar kom ons maak nie 'n moordkuil van ons harte en lieg vir onsself en probeer goeders vir onsself weg te steek nie. En nie almal is perfek nie, hoor. Dis glad nie wat ek sê nie. Die Here verwag ook inteendeel nie vanoggend vir jou om perfek in die huis te stap nie. Want eintlik kom soek jy jou soos net soos wat jy is. Maar daar's geen gebruik daarin om voor te gee iets wat ons nie is nie. Ja, amen. Sien, maar die Samaritaanse vrou het kom, sy het hom voorgee. Ek is dors, was uiteindelik genoeg. Sy was nie dors. Jy kan vir 'n mens jok, maar vir God kan jy nie. Want wanneer hy vanoggend weer op 'n stoel sit, en jy voel, Here, maar daar's 'n oordeel op my hart, dan weet jy, dis hy wat kom klop het en sê, my kind, ek verlang na jou. Ek soek na jou. My hart. God se hart is. Vanoggend was sy kinders, was sy mense, na hulle welstand. Maar kind van die Here, waar is jou hart met hom vanoggend? En as jy vanoggend nog 'n bietjie sonde by jou het, dis oukei. Jy nie bekommerd wees nie. Ek gaan vir jou geheim vertel. Almal sondig wat op aarde is. Niemand is perfek nie. En ek plaas myself nie op 'n pedestal vanoggend nie, maar ek self ook sondig. Dis net soos jy 'n mens. En ek het dit gereeld gesê, as jy na my gaan kyk, gaan ek vir jou teleerstel. Gaan. Ek is eerlik met julle vanoggend. My mens wees is 'n mens. Maar ek dien 'n God wat lewe. Amen. Halleluja. Ek dien 'n God wat raak sien. Yes, amen. Ek dien 'n God wat na elke hart verlang wat vanoggend hier sit. Ek dien 'n God wat weet dat wanneer ek op my swakste is, dat hy my tot redding moet kom. Weet jy dat daai Samaritaanse vrou het dit nie nodig gehad, of sy dink sy het dit nie nodig gehad nie. Maar God het geweet sy het dit nodig gehad. He knew long before what you needed. En hy kon verby Samaria gegaan het. Hy kon saam met die disippels gegaan het. He could have skipped it. Maar ek geweet iemand het dit nodig. En ons kon vanoggend oor hierdie boodskap ook gegaan het. Ons kon iets anders te gesê het. Maar die Here het dit bepaal sodat die wat vanoggend hier sit, dat jy moet hoor. Daar is 'n roepstem na jou vanoggend. Daar is 'n roepstem na jou vanoggend. As jy gedink het ek is klaar, kan ek vir jou sê, die Here is nog nie klaar. Amen. As jy dink jy's moeg, hy is nie moeg nie. En hy gaan jou kom haal. Hy gaan jou kom haal daar by jou put. Jou put van jou ellende. Daai put van jammer kry. Daar waar ons 'n pity party gooi gewoonlik. Hy kom haal ons. En sê, my kind, dis tyd. Dis tyd. Dis tyd. Dis tyd. Nie môre. Dis die tyd. Vandag is die dag wat die Here vir ons wil kom sê, kind van die Here, my hart is na jou. Roep na jou vanoggend. Roep na elkeen in besonder hier vanoggend. En ek wil jou vra, hoe lyk jou hart met hom vanoggend? Is jou hart reg met hom vanoggend? En ek vra nie perfek wees nie. Maar is jou hart reg met hom vanoggend? En as dit nie is nie, wil ek jou vra, kom sluit hierdie boek vanoggend. As jy voel, Here, daar's iets in my hart wat nie reg is met hom. As jy voel, daar is 'n skeidsmuur tussen jou en God vanoggend, wil ek jou vra, roep hom aan. Roep hom aan, hy wil vanoggend jou dors kom les. Hy wil vanoggend vir jou dit kom gee.
Liewe Here, ek wil vanoggend hierdie geleentheid gebruik maak vir Here, ek wil vir U so dankie sê dat ek weet dat Here, toe ek by die put opeindig het, daar was nog geen hoop vir my nie. Maar Here, toe die wêreld nie vir my kans sien nie, toe U vir my kans gesien. Here, toe die wêreld my uitgespoeg het en vir my wil ontslaag raak. Here, toe U my lief gekry en het vir my kom water gee. Here, en ek wil bid dat terwyl die mense is vanoggend wat hier sit, Here, wat nog nie by die put uitgekom het nie, Here, wat nog nie van hierdie water gedrink het nie, wil ek bid, Here, dat U op 'n besondere wyse vir hulle water sal gee vanoggend. Liewe Here, dat U hierdie dors sal kom les en dat hulle vanoggend sal weet, Here, U alleen kom sien raak. Here, U alleen kom maak weer die gebrokenes, kom maak U weer heel. Here, U alleen weet wat is die omstandigheid. En ek bid, Here, dat U by ons elkeen sal kom stilstaan vanoggend. En Here, dat U met elke hart en met elke gedagte hier sal kom ontmoet. Liewe Here, dat U naam vanoggend in ons midde sal vereer word. Ek dank U daarvoor, Vader. Amen. En nou net voordat ons afsluit, dan gaan ek nou net die seën vir julle lees. In Numeri 6:24 sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Amen. Baie dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here, vir hierdie woorde die vanoggend, Vader. Dankie. Ons kan kom dat U se huis, Vader. U gehoor dat as ek mense tussen ons, Vader, familie wat is in die hospitaal, Vader. Asseblief, Vader, just one touch as you passing by, Vader. Raak hulle aan waar hulle is, Vader. Asseblief, Vader. Ons Vader, vir die bloed van Jesus om hulle aan te raak, Vader. En ek wil sê, dankie, Vader, wat U kan doen vir hulle, Vader. Ons het ons boetie wat kan vlug overseas, Vader. Waar kan werk, daar is op sy familie hierdie kant, Vader. Asseblief, Vader, steek hom weg van die kostbare bloed van Jesus, Vader. En ben op veilig by sy huis, Vader. Asseblief, Vader. Asseblief, Vader, kom seën ons verder hierdie dag, Vader. In Jesus' naam, amen en amen. 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 Dankie, Here.